Goeiedag vriende, ons is by dag 1 van ons oordenkings. Ons is in die napase tydperk van die kerklike jaar. Wanneer ons dink aan die laaste 50 dae van ons opgestane Jesus op aarde. Ek en jy leef miskien nog in die euforie van die Paasnaweek. Juis in hierdie tyd het ons geleef met 'n geestelike verdieping deur vas en deur gebed. Maar ons beleef ook die realiteite van die wêreld op die oomblik. En ook deel van die realiteit van ons eie broosheid in die wêreld. Hendel wat die Messias uitgevoer het op Paasondag, het hy met sy laaste opvoering, sy toe ook oorlede. Maar in hierdie tyd vier die ortodokse gelowiges Paasfees. Met die twee groot lande, Rusland en Oekraïne, as ortodokse gelowiges. En wat hartseer is dat dit Christen is wat teen Christen oorlog maak. Gelowiges teen gelowiges. Het ons as mensdom blind geword vir die redder wat gekom het. Jesus wat gesê het, Jerusalem, as jy vandag net wou insien wat jy vir jou redding nodig het. Want Paasboodskap is 'n boodskap van hoop en redding. Want ek en jy as gelowiges glo dat Jesus die opgestane Here is. Die kruis is 'n simbool van versoening en redding en heling. Jesus het ons as gelowiges gesê, hy is die hoeksteen. Al is hy die klip wat deur die bouers afgekeer is. Al is daar mense wat in 2026 hulle rug op Jesus keer en hulle self van God afsny, ons nie. In Psalm 118 lees ons van die getuienis van gelowiges. Vir hulle is God 'n lewende Here, want God verhoor hulle gebede en hy kom tot hulle redding. Die Here red vandag nog. Ons lees in die Ou Testament dat selfs die nasies ontzag vir God het. Daarom dat hulle uitroep, ons by julle wees, want ons het gesien en gehoor, God is by julle. Vir nadenke, die Here red vandag nog. Die Here stuur vir jou en vir my na hierdie wêreld, sy wêreld, om te leef as sy getroue dienaars en dienaresse. Amen.